Amen. Dis welkom julle sitplekke te neem. Dankie worship band. Ek wil vanoggend vir jou 'n paar stories vertel van Petrus. Hoe ek en jy eintlik regtig baie soos Petrus is in ons lewens. En jy mag dalk dink, okay, maar Corneille, wow, is dit nie die een wat 3 keer vir Jesus ontken het nie? En ek gaan vir jou sê, ja, dit is presies daai een wat 3 keer vir Jesus ontken het. En dan mag jy vir my sê, maar Corneille, hoe kan jy sê ek is soos hy? Ek sal nooit 3 keer vir Jesus ontken nie. En dan gaan ek ook vir jou sê, onthou, Petrus het presies dieselfde vir Jesus gesê. Wat jy vanoggend moet hoor, dit is maklik om te sê, ja Here, ek is lief vir U. Dit is maklik om te sê, ja Here, ek volg U. Maar om gehoorsaam te wees in dit is baie ander situasie. Ons is besig met hierdie reeks genaamd Tussenin, en dit gaan oor hierdie 40 dae tussen Jesus se opstanding en hemelvaart, die 40 dae waarin ons onsself vandag bevind. En Petrus se storie binne hierdie 40 dae is fascinerend. Sy tussenin stories, sy gehoorsaamheid in hierdie tussenin tye. So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor jou gehoorsaamheid in tussenin tye. Tussenin tye bedoelende wanneer dit vir my en jou moeilik is om te sien waarmee die Here besig is. Wanneer dit vir my en jou moeilik is om geloof te hê van waarmee hy besig is, want partykeer voel dit vir ons dat ons eintlik baie meer kan doen op ons eie in 'n spesifieke oomblik. So vanoggend gaan ons gesels oor my en jou gehoorsaamheid in hierdie tussenin tye, wanneer ons kan sien en wanneer ons dalk selfs nie kan sien nie. Ek wil julle uitnooi om oop te maak by Lukas 5 vers 3 tot 11. So ek gaan net saam met julle dit lees. Die opskrif daar is die roeping van die eerste disippels. Dit is 'n fascinerende plek om eerstens te begin. So julle is welkom om daar oop te maak in die vertaling wat jy het. Andersins is jy welkom om net te luister soos wat ek dit vir jou lees. Lukas 5 vers 3 tot 11, die roeping van die eerste disippels. Vers 3 staan daar, Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort. So vir die van julle wat nie weet nie, dis Simon nou, later word dit Petrus. So ons praat nog oor dieselfde persoon. Jesus klim toe in een van die skuite en die een wat aan Simon behoort en vra om entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vir Petrus nou, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Petrus antwoord, Simon, of meneer, ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang. Dit moet jy weet, dit gaan swaar. As jy soeg, gaan dit swaar. Ons het die hele nag deur gesoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Ek dink hulle is op so 'n plek gewees dat hulle net soos, ek gaan nie eers energie spandeer om te stry hier nie. Ek gaan hom net humor. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Dit is my interessante, net soos wink kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy oor voor Jesus se knie en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skei op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. En dis hierdie beautiful storie, en ons almal ken hierdie storie, maar dis my so kragtige oomblik dat hulle alles los en hom volg. Ek gaan nou 'n bietjie by dit uitkom dat hulle alles gelos het om hom te volg. Maar as ek dink aan Petrus se storie, dan kry ek altyd hierdie prentjie van hierdie golwe van goedheid. Nee, dis hierdie golwe van goedheid wat in Petrus se lewe gebeur, soos wat hy saam Jesus journey. Dit begin by hierdie ontmoeting saam met Jesus, waar Jesus vir ons hierdie roeping verklaar oor sy lewe en sê, hoorie maar, jy is nie nou net meer 'n visserman nie, jy's 'n visser van mense. Daar's hierdie roeping wat Jesus verklaar oor sy lewe.
En dan gaan hierdie golwe van goedheid net groter en dieper en beter, waar Petrus begin kuier saam met Jesus, en hy begin sien wat Jesus doen, dis hierdie wonderwerke wat hy beleef, hy begin sien, saam wie Jesus kuier, mense met wie Petrus nie noodwendig sou wou kuier nie, maar hier is besig om te gebeur, en tot hierdie openbaring van wie Jesus is, wat Petrus kry. En eintlik teenoorgestelde kant toe ook, hierdie openbaring wat Petrus kry van Jesus af, oor wie Petrus is. Jy is Petrus en op hierdie rots bou ek my kerk, is hierdie identiteitsverklaring wat Jesus maak oor Petrus. Jy sien in hierdie golf van goedheid, hierdie storie, as hierdie identiteitsverklaring wat Jesus oor Petrus maak, hy roep hom, hy verklaar hierdie roeping oor sy lewe. En net so by the way, het jy ook identiteitsverklaring, 'n roepingsverklaring wat oor jou lewe is. Maar dan raak ons baie keer soos Petrus, sodra hierdie golf van goedheid gebeur. Ek dink nogals die menslike gedeelte van die disippels was maar altyd interessant in hierdie stories, want al hierdie goed wat Petrus deurgegaan het, en al hierdie goed wat hy gehoor het, wat Jesus oor Petrus sê, moet ek nogals dink, hy het op 'n plek nogals goed gevoel, nee? Ek kan nogals imagine, hy moes nogals goed voel oor hom, soos wat hy hoor hoe Jesus praat oor hom. Trots is 'n sterk woord, maar ek kan nogals imagine, Petrus moes, yes, hierdie is goed. Ek dink Petrus was op 'n plek gewees in sy lewe waar hy regtig gesê het, life is good. Lewe is regtig goed. Dit kan, hoe kan dit beter raak van hier af? Dan sal ek in hierdie storie, in hierdie golwe van goedheid, in die middel van al hierdie wat Petrus beleef en dit waardeur hy gaan, is Jesus tussenin dood. Kan jy self indink hoe moes Petrus gevoel het in hierdie oomblik? Nee, dit is hierdie identiteitsverklaring wat oor sy lewe gespreek is, hierdie roeping wat oor sy lewe gespreek is, hierdie hoop en hierdie drome, dit wat hy gesien het en beleef het, alles kom eweslik tot hierdie absolute stilstand. Hier is hierdie handbriek is opgetrek, amper wil Petrus op 'n plek om waar hy vra, hoorie, maar wat nou? Wat nou? Was dit alles verniet gewees? Het ek al hierdie werk deur dit gegaan verniet, harde werk, want interessant as jy bietjie gaan oplees, konservatief het hulle tussen 30 en 40 km 'n dag geloop saam met Jesus. So ek weet nie van jou nie, maar dis harde werk. Dis harde werk om saam met Jesus te gejourney het daai tyd. Was al my harde werk verniet gewees, moes ek dalk nie net gebly het waar ek altyd was nie. Dit klink hard om waar mense dink Petrus sou gedink het, moes hy maar net gebly het waar hy gebly het nie, maar dit is presies wat mense sien in die volgende gedeelte van hierdie storie. Johannes 21 vers 3, Simon Peter sê toe vir hulle, bedoelende die vriende, die ander disippels, ek gaan visvang. En hulle sê, ons gaan ook saam met jou. Ons gaan ook saam met jou visvang. Jy sal hoor, want ek gaan met hierdie, maar het jy al gevoel soos Petrus? Nee, alles waarvoor die werk, so hard werk, dalk nie 30-40 kilos 'n dag loop nie, maar die harde werk wat jy insit, jou gehoorsaamheid, dit waarvoor jy vra, dit waarvoor jy vertrou, dit waarvoor jy bid, dit werk net nie uit soos wat jy gehoop het nie, of dalk werk dit net nie uit soos wat jy gehoop het nie. En dan vind ek en jy onsself op 'n plek waar ons baie soos Petrus is, en ons vra die vraag, hoorie, maar waar is Jesus? Jy weet, hierdie identiteitsverklaring oor ons gespreek, ons hierdie roeping in ons lewe, hierdie golwe van goedheid is daar, en ewesklik weet ons net nie wat se kant toe nie. Ewesklik vra ek en jy vir onsself, wat nou? Dit gaan goed in ons lewens baie keer. En partykeer gebeur daar omstandighede, en dan is dit vir ons moeilik om te sien waar is Jesus. Dit is moeilik om te sien waarmee die Here besig in daai oomblik, en dan vra ons, wat nou vir ons huwelik? Wat nou vir jou gesondheid? Wat nou vir jou familie? Wat nou vir jou vriende? Wat nou vir jou finansies? Wat nou vir wat ook al in jou lewe is? Dalk is jy vanoggend hierso en jy's in 'n wat nou oomblik. Maar die probleem van 'n wat nou oomblik is, dan vind ek in jouself, net soos Petrus, besig om dit te doen wat ons gedoen het voor Jesus ons geroep het. Net so val ons terug in die ou gewoontes, soos wat Petrus gegaan het en gesê het, hoor, hierdie gaan goed, hier is hierdie wat nou oomblik, net so as ons terug by visvang, soos wat hy gedoen het, voor hy Jesus gevolg het. Dis die vraag wat ek vanoggend wil vra. Is jy heidaglik besig om te doen dit waarvoor hy jou geroep het om hom te volg?
Is jy heiliglik besig om te doen dit waarvoor hy jou geroep het om hom te volg? Is ek en jy gehoorsaam teenoor die Jesus, teenoor die Vader, teenoor die Heilige Gees, al sukkel ons om te sien waarmee is die Here besig? Is ek nie gehoorsaam dit waarmee die Here besig is, selfs al kan ons nie sien waarna toe hierdie gaan nie, selfs al is ek en jy by 'n wat nou oomblik in ons lewens. Maar gelukkig gaan hierdie storie verder. Ons lees net tot met vers 6. Simon Peter sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Déjà vu, né? Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is hy nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Dis my ongelooflik mooi. In party vertalings dan kom Jesus in hierdie prentjie en hy vra vir hulle, hoe gaan dit met die visvang? Nee, dit is my, soos as 'n ouer, ek weet my kinders het daai sweets geëet, en dan vra, hoorie, hoe gaan dit met hierdie area van jou lewe? Hoe gaan dit met die vas van suiker? Hoe gaan dit met die koekies in die kas of wat kaal? Hulle weet ten volle hoe dit eintlik gaan, maar tog vra hulle hierdie vraag. Jesus kom in die prent en hy sê, hoorie, hoe gaan dit met die visvang? Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hy het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Fascinerend. Dis hoekom 'n groot rede hoekom ons ook gevoel het ons moet oor hierdie reeks gesels oor die stories tussen in hierdie 40 dae van Jesus se opstanding en hemelvaart, want hoeveel van ons weet the miracle catch of fish het nie net een keer gebeur nie. Dit het meer as een keer gebeur. Mense lees dit hierso. Dis ongelooflik hoe Jesus vir Petrus ontmoet in hierdie spasie. Hoe die storie verder gaan is Petrus spring in die water. Déjà vu. 2 keer dit ook gebeur. Hy spring in die water en hulle sê hy het uit strand toe geswem. Hulle sê dis so ongeveer 100 meter gewees, 100 tree gewees as jy sou wou om tot by die strand uit te kom. Maar en die res van die disippels het met die boot na die strand toe gegaan. Maar wat vir my so mooi is van hierdie storie is mens bietjie gaan stil staan is hoe ongelooflik is Jesus dat hy weer vir Petrus ontmoet, selfs al is hy weer besig om te doen voor hy Jesus begin volg het. Hoe ongelooflik is dit dat Jesus hom ontmoet daar waar hy is, selfs al is hy besig met goed waarmee hy nie moet besig wees nie. Hoe ongelooflik is dit dat die Vader jou ontmoet waar jy is. Dat die Vader jou ontmoet waar jy is, selfs al is jy besig met goed waarmee jy besig was voor jy hom begin volg het. Selfs al is jy besig met goed waar jy weet jy nie meer moet besig wees nie. Mense in hierdie genade van Jesus in die prentjie hoe dit verder gaan, amper deur hierdie foto. Dit is die prentjie wat Petrus hulle sou gesien het, soos wat hy strand toe geswem het, soos wat die disippels met die boot strand toe gevaar het, is dit hierdie prentjie wat hulle kry, in vers 9 tot 12 gaan dit en dit sê, toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Kom eet. Is hierdie ongelooflike mooi prentjie van 'n ouer hart, van 'n vaderhart wat sy kinders ontmoet en vang op 'n plek waar hy weet hier is nie goed vir hulle nie. Hulle moet nie aangaan met hier nie, maar tog raas hy nie met hulle nie. Hy vra, hoe gaan dit met die visvang? En hy raas nie met hulle nie, tog maak hy hierdie spasie vir hulle oop en ontvanklik. Hy maak hierdie vuur, hy maak hierdie vis, hy maak hierdie brood en hy sê, hoorie, kom eet. Kom eet en kom ons gesels oor jou. Direk na dit is dit hierdie gesprek wat gebeur tussen Jesus en Petrus. Ongelooflik sou dit gewees het om saam met Jesus op strand te gesit het en hierdie face-to-face conversation kon gehad het in hierdie oomblik. Ek kan nie, ek raas dink jy Petrus was opgewonde of dink jy het gestres vir wat nou kom? En hier gebeur hierdie ongelooflike bekende gesprek tussen Petrus en Jesus. Jesus vra vir Petrus 3 keer, Petrus, het jy my lief?
Het jy my lief? Hy sê, as Jesus 1 keer vir jou iets sê, dan moet ek en jy gereeld luister, maar as hy 3 keer vir jou sê, dan moet ek nie notas neem. Hy vra, Petrus, het jy my lief? En elke keer antwoord Petrus, ja Here, u weet ek het u lief. En ewesklik kom Jesus met 'n ander aanslag tot Petrus se roeping. Hy sê, jy sien net 'n visserman, jy is 'n visser van mense, maar meer as dit, roep ek jou na hierdie mense toe, pas my mense op, pas my skape op. Elke keer sê Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, ja Here, u weet ek het u lief. En hy sê, laat my lammers wei. Weereens vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, ja Here, ek het u lief. En hy sê, pas my skape op. En laasens sê Jesus weer vir Petrus, Petrus, het jy my lief? En Petrus sê vir Jesus, ja, ek het u waarlik lief. En hy sê, laat my skape wei. Wat jy moet hoor volgende hierso is die absolute liefde van 'n vader se hart wat deurkom in hierdie prentjie. Dis nie hierdie gesprek wat Jesus nou met Petrus het om te kom sê, hoorie, hierdie wat jy nou gedoen het is nie goed nie, en jy moenie hierdie doen nie, moenie hierdie doen nie. Wat Jesus kom doen eintlik in hierdie prentjie is, hy kom bevestig Petrus se roeping. Hy kom bevestig weer eens net sy roeping. Hy sê nie, omdat jy nou hierdie alles gedoen het, nou gaan ons van vooraf begin en ons gaan op 'n ander roete probeer gaan nie. Hy sê, hoorie, maar irrelevant van daai, hierdie is nog steeds waarvoor ek jou roep. Ek onthou waarvoor ek jou geroep het en dit is nog steeds waarvoor jy geroep is. En hierdie gesprek eindig waar Jesus vir hom sê, jy is steeds geroep, kom volg my. Jy is steeds geroep. Jy is steeds geroep, maak nie saak waar daai wat nou oomblik in my en jou lewe is nie. Sien, ek en jy is baie keer soos Petrus. Nee, dit is hierdie volsirkel wat ek probeer kom teken het vanoggend, want baie keer is ek en jy soos Petrus met ons visvang. Ons het hierdie roetine van goed doen, altyd gaan ons uit na daai plek toe waar hulle visvang, ons gaan altyd nou op hierdie manier om dinge te kan doen, ons gooi ons net uit in hierdie spesifieke plek van ons huwelik, van ons gesondheid, van ons finansies, van ons werk, van ons verhoudings, wat ook al dit mag wees, en ons probeer soos wat hy dit gedoen het, deurnag hard by onsself, en ons kry dit net nie reg nie, ons kry net nie iets gevang met daai net nie. En hier kom Jesus in hierdie prentjie en hy vra, hoe gaan dit met die visvang? Hoe gaan dit met die visvang? Hoe sal jy antwoord as Jesus in jou lewe inkom en hy sê, hoe gaan dit met die visvang? Hoe gaan dit met jou huwelik? Hoe gaan dit met jou finansies? Hoe gaan dit met jou gesondheid? Hoe gaan dit met daai area van jou lewe? Met die volle wete van hoe dit gaan. Maar ons hierdie dieper uitnodiging om te sê, hoorie, maar ek weet hoe gaan dit met hierdie area in jou lewe? Want ek kan sien hoe jy dit self probeer uitsorteer, maar kan ek 'n geleentheid kry? En hy nooi my en jou uit om jy net aan die ander kant uit te gooi van ons huwelik, van jou finansies, van jou werk en jou gesondheid, en sien hoe hierdie net vol raak met sy goedheid, soos wat ek en jy gehoorsaam is aan hom. Ek sal doen soos wat hy sê, en sien hoe dit vol word van sy goedheid. Maar dan kom die menswees baie keer in, hè. Golwe van goedheid, dinge gaan regtig goed. Jy weet, ons beleef hierdie identiteit en hierdie roeping wat oor ons lewe gespreek word, en ons sien hierdie wonderwerke wat Jesus doen, en ons begin met mense kuier met wie ons nie noodwendig sou gekuier het nie, en daar's hierdie oomblik wat ons net besef, maar God is regtig goed, en ons lewe gaan regtig goed, en dan kom ek en jy op 'n plek wat ons dink, hoorie, maar hierdie gaan regtig baie goed, kom ons probeer net hierdie aanhou so gaan, en dan besef ek en jy, ons doen weer presies wat ons gedoen het voorheen. Ons probeer dit weer self doen. Dit is so maklik dat ons dit probeer self doen, en net soos ons weer by Petrus wat hy gedoen het voor hy Jesus begin volg het. My vraag is, hoe maklik is dit nie vir my en vir jou om terug te val na ou gewoontes toe nie? Ou manier van leef. Laasweek het ons so diep ingeklim in gewoontes. Uitgenodiging gemaak vir die van wat julle wil saam vas vir 40 dae. Die van julle wat doen, ons is by dag 7, ons het hierdie. Maar het is so maklik om in ou gewoontes vasgevang te word. En dan is dit moeilik om te sien waarmee Jesus besig is as omstandighede moeilik raak. Dit is maklik om te sien waarmee die Here besig is as dit goed gaan.
Wanneer dit moeilik gaan, dan is dit nogals moeilik. Hoe gehoorsaam is jy teenoor Jesus, teenoor die Vader, teenoor die Heilige Gees, teenoor dit waarvoor hy jou geroep het, selfs as dit moeilike omstandighede is. Dit is maklik om te sê, ja Here, ek het U lief, selfs al vra hy vir jou 3 keer, is maklik om te sê, ja Here, ek het U waarlik lief, en dan sê hy, okay, great, volg my, is ons bereid? Is jy bereid om te volg? Want dan is ons weer terug in die begin van die gesprek. Dit is maklik om te sê, moeilik om te doen. En dit is 'n gevaarlike antwoord. Dit is 'n gevaarlike antwoord op die vraag van, is jy bereid om hom te volg? Want baie keer wat dit ver van my en vir jou is, daar is iets wat ek en jy moet gaan 10 in oorgee, soos wat ons hom volg. Daar's beheer wat jy moet oorgee, soos wat ek en jy hom volg. Daar's dalk nette wat jy uit die water uit moet uittrek, soos wat jy hom volg. Daar's ander goed wat hy wil hê ek en jy moet vang, as wat ek en jy dink ons moet vang, soos wat ek en jy hom volg. Dit lyk baie keer so, Here, ek is lief vir jou, ek gee jou hart, ek gee my hart vir jou, maar nie my werk nie. Here, ek is lief vir jou en ek gee jou my hart, maar nie my finansies nie. Here, ek is lief vir jou en ek gee vir jou my hart, maar nie my familie nie, nie my verhouding nie, nie my gesondheid nie. Die ding waar ons baie keer die meeste vassit soos Petrus, is die volgende. Jesus vra gehoorsaamheid, nie offers nie. Jesus vra gehoorsaamheid, nie offers nie. Dit is vir my en jou so maklik om te fokus op dit wat ek en jy moet laat gaan, net sodat ek en jy dink, nou kan ons hom volg. Nee. Is hierdie ongelooflike Vader wat het hier voor ons kom sit en sê, hoorie, maar hoe gaan dit met hierdie area van jou lewe en kan ek deel wees van hierdie en kan sien, dat jy kan sien hoe lyk hierdie goedheid van my guns in hierdie area van jou lewe. Ons is so gefokus op dit wat ons moet opgee, baie keer om Jesus te volg. Maar hoor my mooi volgend, as jy nou een ding volgend wegvat, laat die volgende wees. Dit wat jy kry, deur hom te volg, sal altyd groter wees, as dit wat jy dink jy moet opgee. Dit wat jy kry, deur ja te sê, deur bereid te wees, deur gehoorsaam te wees om hom te volg, sal altyd groter wees as wat jy dink jy moet opgee. Ek wil jy uitnooi, vir 'n oomblik daar waar jy is, soos Petrus wat op sy knieë geval het en net voor die Here kom sê, hoorie, maar ek is nie waardig nie, en jy is waardig, net so by the way, maar dalk net hierdie oomblik toe kom skep tussen jou en Jesus volgend, tussen jou en die Heilige Gees volgend, net hier waar jy sit, dalk net vir 'n oomblik jou oop te maak. Net vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik jou oop te maak. Raak vir 'n oomblik net weer bewus hoe Jesus vir jou sê, ek het jou lief. Dalk die vraag te vra en die antwoord te gee, maar het jy hom lief? As hy jou vra, het jy my lief? Wat jou antwoord op dit sal wees. Die volgende vraag wat hy vir jou vra, sal jy my volg? Sal jy my volg? My vraag wat ek vir jou wil vra volgende, is jy bereid? Is jy bereid om ja te sê vir soveel meer wat ek en jy dink ons het? Is jy bereid om ja te sê vir dit wat jy in jou hande vashou? Is jy bereid om ja te sê vir dit wat jy vir 'n nuwe lewe saam met hom eerder as net self probeer doen? My uitnodiging volgende is om te fokus, om gehoorsaam te wees en nie om te fokus op dit wat jy nou moet laat gaan nie. Om gehoorsaam te wees soos wat hy vir jou vra, volg my. En nie te fokus op dit wat jy moet laat gaan nie. Kan jy julle oë oopmaak?
Ek het regtig hierdie week beleef en vanoggend weer eens dit bevestig soos wat ons as span saam bid vir vanoggend. Ons bid regtig vir hierdie gesig tot aangesig ontmoeting vanoggend. Hierdie face to face, hierdie gesprek op die strand tussen jou en die Vader. Ek wil jou los met hierdie vanoggend. Hy roep jou terug. Nie vir 'n spesifieke taak nie, maar terug na verhouding. Die kole is reeds gepak, die vuur is gemaak, die vis is gebraai, die brood is ook daar. Hy het nie opgegee op jou roeping nie. Paulus sê dit so mooi, hy sê, die werk wat Jesus binne jou kom doen het, sal hy deursien tot die dag wat jy voor hom staan. En ek wil dit vanoggend verklaar oor iemand. Hy het nie vergeet wat hy oor die lewe gesê het nie. Hy nooi jou vanoggend, volg my weer. Is jy bereid? Is jy bereid om te kan sien hoe hy dit weer kan doen? Is jy bereid om te kan sien wat hy kan doen, hoe jou net 'n vol kan raak, deur gehoorsaam te wees teenoor sy stem? En te sien hoe jou identiteit en roeping lewe vind in verhouding saam met Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir vanoggend, Here, waar ons net hierdie ontmoeting kan hê saam met U, Here. Waar ons net hierdie stil oomblik kan beleef en net inspraak kan kry en kan ontvang van U, Here. Selfs al is dit net die vraag van om te vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met daai spesifieke area van ons lewens, Here? En ek bid vir openheid, Here, dat ons vanoggend kan herken, hierdie is waar ons regtig is, Here. Hierso is wat regtig in ons harte aangaan, Here. Dat ons hierdie gesprek kan hê saam met U. En kan hoor wat is op U hart oor dit. Ek bid vanoggend vir mense wat hier so vanoggend is, Here, wat honger is vir 'n verhouding, vir dieper verhouding, Here. Ek bid vir ontmoeting in daai opsig, Here. En ek bid vir mense wat vanoggend nie net ja sê nie, maar mense wat gehoorsaam sal wees in die ja. Ek bid vir mense wat vanoggend beleef en besef, daar's goed wat moet laat gaan word. Bid ek vir krag vanoggend in hierdie oomblik. Heilige Gees, maak hulle sterk, Here. Heilige Gees, beweeg in hierdie oomblik en maak hulle wel besef, U is soveel groter en meer as dit wat hulle vashou. Ek bid, Here, vir hierdie journey wat vorentoe lê. Vir identiteit en hierdie roeping. Amen. Amen. Kyk asseblief vir die video saam met my. Lifehoek Leadership inspireer leiers om aktiewe agente van verandering te wees waar hulle is. En hierdie jaar wil ons jou uitnooi na 'n inligtingsaand oor Lifehoek Leadership, saam met Dean Retief, die uitvoerende direkteur van The Leadership Storehouse. Tydens hierdie geleentheid sal Dean praat oor 'n nuwe begin in 'n korporatiewe omgewing. Hy sal ook praktiese insigte deel oor hoe om innovering te bevorder. Hierdie geleentheid bied vir jou 'n kans om praktiese strategieë aan te leer vir jou organisasiekultuur, met eensgesinne mense te netwerk en om jou span te inspireer om nuwe geleenthede met selfvertroue aan te pak. Street Store is om die draai en ons sien uit om koninkryk te bou saam met jou in die area van Claremont. 'n Paar goedjies wat ons nodig het is warm wintersklere, veral kleiner sizes vir mans. Ons het ook 'n groot behoefte aan kinderklere en skoene. Paar logistieke goed wat ons ook nodig het vir die dag is gazebos, sodat ons die hele dag in die son staan nie, en ook scaffolding. Scaffolding is vir ons belangrik om 'n struktuur neer te kan sit waarop ons die klere kan hang. So as jy kan help met dit, kom asseblief en gesels met my na die tyd. Paar logistieke goed wat ons ook nodig het is 'n groot bakkie of 'n klein trok of selfs 'n groot trok, 'n manier van vervoer om alles van hier af te kry tot en met Claremont.
Die belangrikste deel wel van hierdie video is die volgende. Hierdie Woensdag aand 21 Mei rondom 7 uur gaan ons in die auditorium al die klere uitsorteer. Ons is dankbaar vir die hope klere wat ons gekry het, maar ons moet dit nou uitsorteer sodat dit in alles in die regte groepering kan wees vir die dag. Kom join ons of jy kan help op die dag of nie kan help op die dag nie. Woensdag aand gaan 'n groot kuier wees en groot community wees waar ons begin koninkryk bou. Sien jou daar. Nou ja, goeiemôre van my kant af. Ek is al seker, dis nou my 9de jaar wat ek gaan deel wees van Street Store en ek persoonlik wil vir jou sê, moenie uitmis nie. Elke jaar dink ek, ag, dit gaan net wees soos laas jaar en elke jaar as ek weggeblaas deur hoe amazing dit is en wat nie net in die mense wat daar hulp vind nie, maar wat in my hart gebeur. Soos wat ek mense help, soos wat ons 'n dag organiseer waar ons mense help in nood. Nie net dit nie, ons sit in ons vergadering Woensdag, ons Street Store vergadering en ons sê so, iemand vra nog eens, hoeveel mense verwag ons? En pop so op en iemand is soos, hoorie, nee, dis naderhand soos 2500 mense wat ons gaan help op die dag. So dis 'n incredibly goeie ding om by deel te wees en ek wil vir jou vra, wees deel van dit. Maklikste manier om deel te raak, soos Corneille nou gesê het, ons het 'n klomp dinge nodig. Maklikste manier om vir ons te laat weet jy wil help, is om deur gou hierdie QR-code wat agter my gaan wees te scan. Dit vat jou na ons Linktree toe. Linktree is alles wat in kampus aangaan, sal jy daar kry. Alle toekomstige geleenthede kan jy daarvoor opskryf. As jy wil met ons praat of 'n kaartjie invul, jy wil nie papier gebruik nie, dis waar jy dit doen. Enigiets wat jy nodig het, kan jy op ons Linktree kry en jy sal sien daar's 'n spesifieke Street Store enetjie wat jy net op kan klik en hy gaan vir jou vat na 'n lys van goederes wat ons nodig het en jy kan net daar vir ons aandui, "Hi, ek wil graag help met hierdie." En ook finansiëel, as jy wil finansiëel bydra, dis 'n massive deel van die dag. Dit stel ons in staat om oral waar daar dalk 'n gap is, waar ons dalk nie genoeg klere gekry het van 'n sekere tipe nie, kan ons dan gaan aankoop vir die mense. So dit help verskriklik baie. Jy's welkom om daai te scan. Ons glo in community by Dr. Linden. Dit is 'n groot gedeelte van ons kampus en ek wil jou weer eens uitdaag. Ek en my vrou is al vir jare lank deel van community groepe en selgroepe en wat ook al jy dit wil noem, dis dieselfde ding, is community. Ek wil jou uitdaag. Dis die plek waar jy gaan groei. As jy in jou lewe ervaar, ek staan stil in my geloof. Ek wil groei, ek wil in 'n nuwe seisoen ingaan. Ek wil vir jou sê, dis die plek om te wees. So, na die tyd, gaan loer by ons community wall en kom praat met my by die Join the Mission stasie buite. Ek slot jou vinnig in by 'n groep en glo my, dis net 'n lekker tyd en jy gaan vinnig geestelik groei. Ons is ook in hierdie, ons is ruk lank besig met hierdie 5 gesindhede rondom gee. En ons praat vandag oor week 2 is geloof. Was hierdie quote van A.W. Tozer, hy sê, "What you think about when you think about God is the most important part of you." Wat ons dink as ons dink oor God, is die belangrikste deel van wie ons is. My vraag aan jou vanoggend is, wie is God? As jy die woord finansies in jou geloof ingooi, wie is God in daai spasie? Is hy die een wat net gaan seker maak dat jy oorleef? Of is hy die een wat alles besit, toegang het tot alles, en uit sy goedheid en sy liefde vir jou voorsien hy vir jou? Wat ek wil doen vanoggend is ek wil jou geloof kom challenge en ek wil vra dat die Here ons geloof kom challenge in terme van ons finansies. Dis vir my altyd 'n ding, as ons gee, dan is dit hierdie oomblik van, Vader, ek vertrou U nou, ek gee nou hierdie weg en ek vertrou dat U vir my kan voorsien ten spyte van die feit dat ek hierdie geld nou weggee. Dit is U sin, dis nie myne nie. So kan ek vir jou bid, dat die Here jou geloof kom verbreed vanoggend vir jou finansies. Kom ek bid vir jou, Vader, dankie dat ons na U toe kan kom en kan glo dat U 'n groot God is. Ons weet dit, Vader. Ons weet U is groot genoeg en sterk genoeg en het genoeg hulpbronne om vir ons om te sien, ten spyte van die feit dat ons dalk dit weggee.
Here, dit is wat ek bid vanoggend, dat U ons geloof sal kom verbreed om U in daai lig te sien, Vader. En soos dat ons U sien as die groot God wat alles besit, wil U nie kom 'n stuk vrygewigheid losmaak in ons harte nie. Ons prys U, Vader, nie net met ons worship en met ons woord nie, Vader, maar met ons finansies, kom aanbid ons U. Dankie vir elke hart wat gee. Ek seën hulle, Vader, in U naam. Amen, amen. Nou ja, ons gaan lekker kuier. Voor ek vergeet, as jy kontant het en jy wil gee, Corneille lag want ek vergeet elke week. As jy kontant het wat jy wil gee, jy is meer as welkom. Daar's 'n koevert wat op jou stoel lê. Net vir ons die kontant daarin sit. Die QR-code vir ons gee page op ons webtuiste ook op daai koevert. Jy kan net daar scan en hy sal jou soontoe vat. Ons gaan lekker koffie drink buite. Luna staan reg om ons te bedien. Kom ons gaan support hulle. En ook Supercalifragilistic Bakery staan net hier buite linksom. Beste donuts in die hele, ek wil sê Johannesburg. Kan ek dit sê? Ja? Beste donuts in Johannesburg is amazing. Is net so groot. Kyk, oordryf 'n klein bietjie. Klein bietjie. Is net dis net so groot. Maar is baie lekker. So maak seker jy stop daar. Kom ons sê 'n lekker community en laastens as jy gebed nodig het. As jy die Here praat met jou hart, jy wil net ietsie van jou bors af kry. Corneille en ons gebedspan gaan hier voor wees en jy is welkom om met hulle te kom praat. Ja, kom ons gaan drink lekker koffie en kry 'n donut.